O Here, ons aanbid U vanmôre. Daar is niemand soos U nie, Here. O Here, dankie vanmôre. Amen. Dankie Jesus. Dankie Here vanmôre. Dankie dat U 'n toevlug is vir elke een van ons. Here, U binne in ons wil ons almal net seën vanmôre, Here. Almal wat vanmôre hier is en wat ook nie hier mag wees nie, Vader. Want ons dien 'n alomteenwoordige God. God beperk homself nie, hy is ook nie beperk nie. En daarom kan jy vanmôre iemand bless. Lê bietjie net jou hand op iemand vanmôre, sê net vir hulle, die Here is lief vir jou, die Here seën jou. Die Here sal jou nooit begewe, hy sal jou nooit verlaat nie. Sy krag is in jou. Amen. Yes, dankie Jesus. Baie dankie. Goeiemôre julle. Kom ons sit en dan geniet ons die woord van die Here saam. Is julle gereed? Die Here werk vanmôre. Ek wil gou vir elkeen vra net om hulle telefone uit te haal, kry jou app gou reg, wat ook al jy wil eet vanmôre, Mr. Delivery, kan jy uitgaan, gaan jy al jou kos. Hey, is 'n Sabbat, ons is Sabbat vanmôre, ons vier God se woord. Yes. Ons dien die Here, soos jy honger is, kan jy gou net dat hulle vir jou kom aflaai. Is jy gereed om kerk te hou vandag? Yes. Amen. Weet jy, ek wil gou vanmôre iets deel, terwyl ek hier staan, kom hierdie by my op, en is nou glad nie deel van my preek vanmôre nie. En as jy wil, kan jy gou saam met my blaai daar na Psalm 19 toe. In Psalm 19 sê die woord vir ons hierso baie duidelik in vers 8: Die wet van die Here is volmaak. Psalm 119, Psalm 19, nie 100, Psalm 19 vers 8. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop my siel. En ek wil hê jy moet iets hoor gou vanmôre. En dan sê hy, die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Hoor hierdie mooi gedeelte. Hy sê die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. En dan kan jy dit aanlees, maar hoor wat sê hy in vers 15. Hy sê, laat die woorde van my mond en die oortuiging van my hart, Here, vanmôre vir U aanneemlik wees. Weet jy wat, kan ek gou vanmôre vir jou iets sê? Jou oog laat jou struikel. Jou oog laat jou struikel. As jou oog iets sien, dan vrees jy. As jy mense sien, dan vrees jy. As jou oog iets sien, miskien in last, in sulke tipe goeders, wat ook al dit mag wees vanmôre, hoor gou mooi, jou oog kan jou laat struikel. Maar hoor gou, die woord sê, die bevele van die Here is reg. Mag die woorde van my mond en die oordeenking van my hart vanmôre, Here, vir U aanneemlik wees. Amen. Ek wil net dit met jou deel. En dan ons tema vanmôre, al verstaan jy nie, bly net staan. Al verstaan jy nie, bly net staan. Ek wil julle nou nie verveel nie, né, maar Jesus, ek gaan vir jou vertel waar die Here my vat in hierdie week in. Jesus, in die wonderbaarlike manier van wat God met 'n mens doen. En die manier, ek vir jou sê, ek glo daaraan, hy plaas vername mense op jou pad, hoor. Al lyk dit vanmôre nie vir jou so nie, maar weet jy wat, die krag van gebed, verander jou hele leefwyse. Die nadering en die toenadering van die Here verander jou hele leefwyse. Dit gee jou innerlike vrede, dit gee vir jou wonderbaarlike dinge. En julle moet saam met ons bid vanaand, het ons 'n holy powerful diens waar ons genooi is, en ek wil net vir jou sê, God se goedheid is goed. Ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak hoe jy voel nie. Dit maak nie saak hoe jy voel vandag nie. Of waardeur jy gaan nie, hoor gou mooi. Bly net staan. Bly net staan. Die Heilige Gees is God se agent in verlossing. Sê gou vir die een langs jou, die Heilige Gees is God se agent in verlossing. Ek vra vanmôre vir Kasper, wat is verlossing? Wat is verlossing? As jy sê, Jesus het my verlos, en ek is 'n verloste, wat beteken dit vir jou?
Wat beteken dit vir jou? Kan ek gou vir jou ietsie sê? Sonder die Heilige Gees sou ons Jesus se kruisdood en sy opstanding, dit sou maar net vir ons geskiedenis gewees het, soos die Anglo-Boereoorlog en die goed wat jy geleer het op skool. Ek hou van dit. Ek hou van geskiedenis. Dis wat dit sou gewees het. Maar die werk van die Heilige Gees verseker egter God se verlossingswerk om ons vanmôre te bevoordeel. Glo jy dit vanmôre? Jy's in hierdie kerk vanmôre en hier gaan transformasie plaasvind. Transformasie kan nie plaasvind in die gemak van jou lazy boy nie. Amen. Jy sal verstaan. Lees saam met my in Psalm 145, maar ek wil vanmôre, jy kan dit net aanteken, maar lees sommer net op die skerm, want ek het dit uit die boodskap uitgevat. Hoor wat sê hy in vers 14 van Psalm 145. Hy sê die Here sorg vir almal wat seer kry. Hy tel elke een op wat swaar kry. Maar weet jy wat, verloste van God, jy wat sê die verlossingswerk het, en ek neem dit aan, daar is mense hier vanmôre wat seer gekry het, en ek en jy moet die evangelie verkondig aan hulle, ons moet die verlossingsplan, die agent, die Heilige Gees van God se verlossingswerk aan hulle verkondig. Ons moet vir hulle vertel van Psalm 145, dat hy jou wil optel. Maak nie saak waardeur jy gaan nie, maak nie saak hoe jy voel nie, bly net staan. Bly net staan. Hoor wat sê hy vir ons in vers 18. Hy sê die Here is by elke een wat hom dien en aanbid. By elke een wat hom dien en aanbid. Hy los niemand alleen wat hom dien nie. En dit kan ek weer vir jou getuig. Hy los niemand alleen wat hom dien nie. Luister man, ek wil jy met iets hoor, ons sing hierdie pragtige liedjies, want dit was pragtig vanmôre hoor. Make room. Weet jy wat, skep vir jou 'n geleentheid. Sê Here, I want to carry your fire into this world. Gebruik my. En die Here het hierdie week my so gebruik. Jy weet nie, dit gaan nie oor my nie, maar weet jy wat, daar is mense wat eintlik, want kom 'n mens agter, wat seer het, dit gaan moeilik met hulle. En dan kom die Here en hy plaas jou op hulle pad, net soos hy ander mense op jou pad plaas, en jy lig hulle op. Jy vertel hulle van die agent van God se verlossingsplan, the Holy Spirit, make my feet, en wil net my voete laat dans vanmôre. Hy doen alles wat sy getroue kinders van hom vra. As jy geliefde vanmôre geval het, wil ek jou aanmoedig om op te staan. Om op te staan. Daar kom seisoene, partykeer kom daar seisoene in ons lewens en ons weet nie altyd watter kant toe nie. En ons weet nie aldag wat om te doen nie. Maar hoor gou mooi. Ek wil hierdie vers met jou deel en dit is vir my ongelooflik belangrik. In Matteus 7 vers 11 en ek hou vas aan hierdie vers. Ek hou ongelooflik vas in hierdie vers. Jy moet dit in my Bybel sien. En ek gaan baie na hierdie vers toe. Dit is Jesus se laaste woorde. Dit was Jesus se woorde, tog in die laaste bergpredikasie in Matteus 7 gaan kyk dit. Sy heel laaste leringe wat hy die mense dit geleer het, kom en dan sê hy: as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Weet jy wat, kan ek vanmôre vir jou iets sê, kerk, kan ek vir jou iets sê? Krap hom uit jou Bybel uit, want jy het 'n idol. Jy het YouTube idols, jy het menslike idols wie jy volg, maar jy volg nie die werklike koning van die konings nie. Het jy al hierdie prediker gehoor? Het jy al hierdie ou gehoor? Ek wil hê jy moet iets verstaan vanmôre. Jy moet nie na hierdie kerk toe kom omdat ek hier is nie. Ek wil iets sê, jy moet iets verstaan vanmôre. Ek is nie hier om gelike te word nie. En as jy 'n pastoor wil wees om gelike te word, of 'n jeugleier of 'n dienskneg of wat ook al, hierdie is sommer 'n veralgemening, wil ek vanmôre vir jou sê, het jy nog nie ontmoeting gehad met Jesus nie. Want my werk is om mense by Jesus te kry en hulle te vertel van die evangelie van Christus.
die verlossingsplan. Dis wat ek moet doen vanmôre. En dit het ek aangeneem om te sê, dat ek die goeie sowel as die vermaningstye aan jou sal oordra. Jy gaan altyd nie daarvan hou nie. Maar weet jy, ek wil hê jy moet iets hoor. Wys my jou gebedslewe, dan vertel ek jou iets van jouself. Maar ek val uit mekaar uit, ek voel nie God nie. Ek wil hê jy moet iets hoor, en dis hoekom ek sê, jy gaan dalk nie like wat ek sê nie, jy het nie 'n gebedslewe nie. Almal wat stil was, dankie vir julle eerlikheid. Julle het nie 'n gebedslewe nie. Julle het nie 'n gebedslewe nie. Marian, André, is dit julle huweliksherdenking hierdie week? Wanneer? Die 8ste. Ek praat in hierdie week met 'n oom. Hy sê nie, hy en die tannie sal 60 jaar getroud. Hy sê, en ek mooi, wanneer is ons 30 jaar getroud? Binnekort. Is ons al? Sy slaap! Maak klein op so wakker. Maar hy sê toe hulle 30 jaar getroud is, toe vat hy die tannie Italië toe. Wow, ek sê, oom Jenjen. Ek sê, nou dat jy 60 is, 60 jaar getroud is, hy sê, nee, nou gaan hy haal. So, ja, Marian, pas op vir daai, hoor. Pas op vir daai, nee. Dit is lekker. Hou vas. As ons die Here vra vir wysheid, as ons hom vra vir rigting en insig, dan voel dit baie kere, hy's stil, hy's ver, hy's afwesig. En ek het al in my lewe geleer, maak nie saak of dit so voel nie, of alles om jou in mekaar sak nie. Dit maak nie saak of die Here afwesig is nie, dit voel vir jou of hy afwesig is. Al wat ek jou vanmôre wil vra is, bly staan. Bly staan. Bly staan in sy teenwoordigheid. Bly staan in sy teenwoordigheid. Bly staan in wie God sê jy is. Moet jou nie vergelyk met ander predikers nie. Moet jou nie vergelyk met ander mense nie. Kan ek gou vir jou sê, as jy ontdek wie God sê jy is, gaan jou lewe klaar soveel beter wees. God is nie, hy het nie 'n onderskeid tussen mense nie. Hy's nie 'n aannemer van persoon nie. Hoor my vanmôre mooi. God het jou lief, hy het jou gemaak. Hy ken jou opstaan, hy ken jou lê, hy ken jou sit, hy ken alles. Al wat ek jou wil vra is ook, bly net staan in God se waarheid. In hierdie tyd van die jaar, wil ek vir jou een ding sê, voel dit altyd asof daar meer druk op jou is dit nie so nie. Dit voel ongelooflik, daar's druk, want dit is nou weer werkspartytjies, en dit is, alles moet in wees, en alles moet klaar wees, en daar is net soveel, daar's verjaarsdae, daar's troues, daar is net alles. En dan is daar Halloween. Kind van God, jy moet nie aan Halloween deelneem nie. Hoor mooi wat ek jou sê. En as die mense in jou area aan Halloween deelneem en hulle maak hulle huise op, wil ek vir jou sê, is die krag van die vyand besig om in daai area te werk, moet jy bid teen dit. Maar ek wil nie oor Halloween nou praat nie, maar ek wil net vir jou sê, hierdie is 'n gevaarlike tyd. Ek waarsku jou vanmôre van hierdie kansel af. Miskien sien ons nie altyd die helder uitkoms van dinge nie. Maar weet jy wat leer Jesus ons? Hy sê, dit sal ook verbygaan. Dit sal ook verbygaan. Partykeer is dit jou grootste ding om te bly doen in jou verhouding met Jesus Christus. Bly net staan op die waarheid. Bly net staan in die waarheid. En wanneer ons deur moeilike tye gaan, weet jy wat, kan ek gou vir jou iets sê, as daar een ding is wat 'n mens seker is oor, is dit elke dag dat die son opkom en die son sal sak. In die oggend sal hy opkom en in die aand sal hy sak. En vat hierdie saam met jou vandag, net soos die son opkom en net soos die son sak, wil ek jou vanmôre die feite gee, dat die Here jou sal vashou in die holte van sy hand.
sit jou hand in sy hand. Jy hoef nie bang te wees nie. Al bewe jy vanmôre ook soos 'n riet. Jy hoef nie bang te wees nie. Gelukkige tye kom, hartseer tye kom en gaan. Maar een ding kan ons seker wees. Hoor wat sê Psalm 31 vir ons, vers 6. Ons tye is in God se hand. Ons tye is in God se hand. Elke dag van ons lewe is ons in God se hand. God het 'n bepaalde tyd. Hy het 'n doel met jou. Hy het 'n rigting met jou. Maar weet vanmôre is net een ding, maak nie saak nie. Die lewe van tye mag hartseer bring, maar hartseer het ook 'n einde. Daar is ook 'n einde aan elke hartseer storie. Ons hou vas. Ek hou vas vanmôre, vertrouend dat ek weet, eendag sal die Here elke traan afdroog. Selfs in die donkerste nag sal die son ook weer opkom. In jou moeilikste tyd, weet vanmôre sal die Here jou ook 'n gelukkige tyd gee. Kan ek jou vra vanmôre? In onsekere tye wanneer 'n mens nie altyd weet nie. Please start and read your Bible. Start at the Gospels. Begin by die Gospels, by die evangelie. Hoe Jesus die evangelie aan die mense geleer het. Want dit gee ons die rigtings in die wysing van die lewe, van dit wat ons moet doen. En dan om ons te vertroos en troosting te gee, lees psalms. David gee dit vir ons. En dan Spreuke. Spreuke gee vir ons die insig en die wysheid van die lewe. Dit voed ons daarmee. En dit is wat lekker is. Daaruit leer 'n mens ongelooflik baie. In die boeke van die evangelie dan leer 'n mens om te sien, ek hou vas, daar is genesing. Vreugde kom. Because he lives, I can face tomorrow. Silwer en goud het ek nie. Maar ek kan vanmôre vir jou sê, wat Jesus se disipel gesê het. Hy sê, staan op, vat jou bed en loop. Staan op, vat jou bed en loop. Staan op vanmôre. Hou vas, genesing kom, vreugde sal terugkeer. Die lig van sy teenwoordigheid sal weer in jou lewe skyn. Dit sal weer in jou lewe skyn. En vandag wil hy kom om jou te kom optel. Miskien voel jy dalk vanmôre, ek moet opgetel word uit 'n desperate situasie. Miskien bevind jy jouself in 'n situasie waar jy heeltemal oorweldig is en nie weet wat om te doen nie. Maar hy wil jou kom optel. Maak nie saak wat die aard van jou situasie is nie. Kerk, hoor baie mooi. Ek en jy dien 'n optel God. Hy wil jou vanmôre kom optel. Om deur God opgetel te word beteken dat hy intree en ons moet staande bly. God sien elke bedroefde hart raak vanmôre. God sien elke moedeloosheid raak vanmôre. As jy vanmôre moedeloos voel, God sien jou raak. Om moedeloos te wees of moedeloos te voel, is om sonder moed te wees. Ek wil amper half vir jou sê, jy voel vanmôre en jy kom en jy sê, ek weet nie meer nie, maar weet een ding, hy wil jou kom optel. Hy wil jou kom optel vandag. Hopeloosheid. Hopeloosheid is 'n baie gevaarlike ding. Dis wanneer 'n mens nie meer die lig aan die einde van die tonnel sien nie. Glad nie. En dit lei tot depressie en uitbranding. En dit is hierdie soort van dinge waar God vanmôre wil kom en dan sê, ek wil jou daaruit kom uitlig. Ek wil jou vanmôre daaruit kom optel. Hy sê, ek wil jou kom genees vanmôre van depressie.
As jy vanmôre uitgebrand is, wil ek jou vanmôre weer krag gee om aan te kan gaan. Geliefdes, weet jy wat 'n boek is vir my mooi van die profete, die boek Jesegiel. Kom hy by die profeet van Jesegiel en hy praat daar in Jesegiel 2 vers 1, jy kan maar net aantekeninge maak. Hoor wat sê hy vir ons, hy sê, die stem het vir my gesê, mens, staan regop, ek wil met jou praat. En dis wat ek vanmôre wil doen, kerk. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here kom uit die woord uit, en ek herhaal die woorde wat hy in die profeet sê, hy sê, mens, staan regop, ek wil met jou praat. Dit klink 'n bietjie hard. Om te dink dat die Vader sal sê dat ons moet opstaan. Here, maar ek wil nie. Het julle al daardie oomblikke gehad waar jy net voel, jy wil net die kombers oor jou kop trek? I want to see nobody. Ek wil niemand sien nie, ek wil met niemand praat nie. Hoor gou. Maar in die volgende vers van Jesegiel 2 kom God en dan sê hy vir Jesegiel, hy sê ek verwag nie dat jy dit in jou eie moet doen nie. Hy kom in Jesegiel 2 dan sê hy, terwyl hy met my gepraat het, kom die Gees in my en die Gees laat my regop staan. Ek het die stem met my hoor praat. Ek het die stem met my hoor praat. Geliefdes, ek wil vanmôre herhaling vir jou kom sê, dat die Here sê, jy moet opstaan, maar hy gaan jou optel, sodat jy dit nie alleen hoef te doen nie. Hy gaan jou die krag gee om op te kom. In Jesegiel 3 vers 12, dan sê hy, die Gees het my opgetel, en toe hoor ek. Hy sal jou optel, en hy sal aanhou om jou op te tel. Ek sluit af vanmôre met Psalm 18 vers 47 uit die boodskap uit. Die Here leef, omdat hy leef, sien 'n kans vanmôre. Sien 'n kans vanmôre. Die Here leef. Die Here wil deur jou leef. Die Heilige Gees is die agent van God se verlossingsplan vir jou. Ek wil nie vanmôre die nagmaal ingewikkeld maak nie. Ek wil nie vanmôre die nagmaal vir jou moeilik maak nie. Maar oor die jare heen weet ek dat God weer 'n vernuwing sal bring in die kerk. Dat hy 'n vernuwing sal bring in die kerk. Jy sien, daar is niks wat 'n mens uit die kerk uithou as moedeloosheid nie. As hopeloosheid nie. Want elke dag is daar 'n verdrukkingstyd waardeur 'n mens gaan. Ek sê vir jou, partykeer in 'n week van 'n maandag tot 'n saterdag is daar nie 'n dag waar daar nie sy eie uitdagings het nie. Amen, kom ons wees eerlik. Selfs die kleinste ding. Selfs die kleinste ding. Wat jou joy wil steel. Maar weet jy wat sê die woord? Dis ek 'n monjaar het vanmôre geluister. O, jy moet daai liedjie hoor. Joy comes in the morning. Joy comes in the morning. Vreugde, man, noem dit wat jy wil, happiness, kom in die môre. En lewe en dood lê in die mag van die tong. En dit wat jy spreek, dit is die vrug waarvan jy sal eet. Here, in hierdie dag beleef ek u goedheid en u guns. In hierdie dag sal niemand my kroon vat nie. Here, in hierdie dag sal ek regverdig staan as 'n regverdige, uitverkore, uitgekiesde kind van God. Kind van God, ek wil vir jou iets sê vanmôre, jy's nie gemaak dat hulle op jou moet trap nie, hoor. The battle belongs to him. Psalm 18 vers 47 in die boodskap, hy sê die Here leef
En ek wil vir die Here baie dankie sê, omdat hy my so beskerm. Wil jy nie net vanmôre 'n bietjie sê, dankie Here, omdat jy leef, sien 'n kans vanmôre. Dankie dat jy my beskerm. Ek wil sy naam groot maak, omdat hy my gered het. Omdat hy my gered het. Iemand vra my in die week, hoe vind ek myself? Hoe kry ek myself? Baba treetjies. Step by step. Klein versies. Moenie lang hoofstukke lees nie. Ontdek wat Jesus sy apostel of sy disippels geleer het, die apostels geleer het. Kyk wat sê Paulus. Hy sê elke dag is 'n dag van uitdagings. Maar ek en jy wat volhard tot die einde toe, ons sal die kroon van die lewe kry. Ons is nie hier man om mense te behaag nie. Ons moet God behaag. En net deur Psalm 18 kom hy en dan sê hy, dan vertroos hy ons deur. Dawid kom en dan sê hy daar, omdat die Here leef. So waar is die Here leef? Ek wil kom en 'n dankoffer bring aan God. Ek wil vir die Here sê dankie, dat hy 'n toevlug is in my lewe en my beskerm. En dan sê hy, ek wil sy naam groot maak, omdat hy my gered het. Die agent van God se verlossingsplan, die Heilige Gees, het Jesus uit die dood uit opgewek. Dit was die wil van die Vader, sodat ek en jy vandag nie aan geskiedenis kan vashou nie, maar aan die krag van God en dit wat hy gedoen het vir elkeen van ons. Mag die Here jou seën en mag die Here jou vervul in tye soos hierdie. Mag jy ook 'n beskerming wees vir ander mense, toevlug deur die krag van God, en mag jou woorde vir God aanneemlik wees en die oortuiging van jou hart vir God aanvaarbaar wees. Dis my wens vir jou. Dis my seën vir jou. Amen. Here, dankie dat ons vanmôre net kan kom en vir U sê dankie. Dankie dat U Gees ons optel vanmôre. Dankie Here dat ons 'n toevlug kan wees vir U. Omdat U leef, Here, sien 'n kans vanmôre. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Ek kyk vanmôre nou anders na die nagmaal. Ek besef iets vanmôre uit die nagmaal uit. Terwyl ons so bidend is, ek wil jou 'n geleentheid net vir God gee, om net 'n bietjie met hom te praat daar waar jy is. Net so klein bietjie net vir hom te sê, Here, I surrender. Ek gee oor. My